Goeiemôre almal. So om die wind weg te sing, begin ons vanoggend met Psalm 74:2, verse 5 en 6. Psalm 75:1, verse 1 en 4. Skrifbeduiming 15:3, verse 3, 4 en 5.
Ons sluit af met lied 597 verse 1 en 2. Susan, sal jy hom net vir ons deurspeel voor ons hom sing asseblief? Goeiemôre, geliefde broers, susters en kinders. Ek sien die wind het 'n klompie van ons weggewaai. En wat my bekommerd maak is, hy bring vanmiddag sy pa saam. So dan gaan die wind nog erger wees. Maar ons glo en vertrou teen volgende week sal almal weer teruggewaai wees. Aan almal wat by die huis kyk, ek wil my vertroue uitspreek dat daar vanoggend meer sal inskakel as normaalweg vanweë die weer wat ons het. En tog is dit vir ons ook 'n sigbare teken dat die seisoene is soos hulle moet wees en dat die Here ook in beheer is van die seisoene en alles. So ja, baie welkom aan julle elkeen. Ek sien hier's 'n klompie kuiermense. Ek sê 'n klompie, dis dalk nie so baie soos vandag soos ander kere nie, maar julle is ook hier baie welkom. Geliefdes, ons begin as woord in my intrelied. Ek wil daarom eers voor ek dit voor ons sing vir die begeleidster van ons vandag. Geluk sê met haar verjaarsdag, Susan. Ek kan nie sê jy is deur die wind vandag nie, maar die wind wat deur die pype kom, jy mag maar weer dit vir ons doen asseblief. Baie geluk, groot seën, vreugde en goedheid en guns vir jou ook van ons Here toegebid. Woord in my intrelied, lied 163. Dit is ook 'n verwerking van Psalm 42, waarna ons vandag ook in die skriflesing gaan luister. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. Nadat ons die seën ontvang het, Psalm 2 verse 1, 2 en 3 as loflied. Ek hou die keervers voor. Laat ons met ontzag hom noem, in ons lied die Here roem. Nou lied 163. Die seën van ons Here, en dan bly ons staan om ons geloof te bely.
genade, vrede, liefde en barmhartigheid vir elkeen van julle, van God ons Vader, wat in die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van julle vermeerder sal word. Amen. In antwoord op ons geloofbelijdenis antwoord ons met die Amen lied sonder dat ek dit gaan afkondig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n algemene heilige Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Ek wil net vir die kinders sê, ons gaan nie nou al huis toe nie. Ons luister na die wet van die Here vanoggend uit Deuteronomium 5, uit die 83-92 vertaling. Ek sê julle wonder, waar kom die 92 nou skielik vandaan? Dit is maar wanneer 'n vertaling hersien word, of wanneer daar foute reggestel word,
Want daar is maar altyd met eerste publikasie en selfs verder is daar maar foute, drukfoute, setfoute. So ons luister na dis een vertaling, maar net met 'n hersiening van die eerste ene. Die Here het gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of in die aarde hier onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde aan die duisende, die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond of sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee. En dan geliefdes ook in die lig van die prediking, Psalm 118, die eerste 7 verse, wel uit die 33-53 vertaling. Loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. Laat Israel dan sê dat sy goedertierendheid tot in ewigheid is. Laat die huis van Aaron dan sê dat sy goedertierendheid tot in ewigheid is. Laat die wat die Here vrees dan sê dat sy goedertierendheid tot in ewigheid is. Ek het uit die benoudheid het ek die Here aangeroep. Die Here het my verhoor in die ruimte. Die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is vir my as my helper. Inleiding tot ons gebed, antwoord op die wet van die Here, Psalm 53, 2 verse 2, 3 en 6, die tweede deel van vers 3. Die laaste een het afgedwaal, ontaard ja, almal het geval. En dan vers 6, ag Israel, sien op na hom, mag daar uit Sion redding kom, verander hy sy volk se lot, sal Jakob juig en sing voor God. Psalm 53, dan bid ons saam.
Here ons Here, hoe hartseer om te sing en ook te bely dat niemand nie, geen een goed doen nie. En dat ons maar almal afgedwaal het en gefaal het. Maar Here, dat ons ook kan vra en opkyk na U. Here, help ons, stuur vir ons redding uit Sion, sodat ons kan sing en juig tot eer van U naam. Ja Here, ons wil U loof en U prys as Skepper Vader, as Redder, Vriend, Verlosser, as Trooster, Heilige Gees wat ons lei en in ons harte werk, die geloof in ons opwek. Ja Here, ons loof U vir die wind wat ons daar buite hoor. Kan ons bekommerd maak. En ons sien dat dit ook aan ons kerkgebou skade aangerig het. Maar weer eens Here, is dit vir ons 'n onteenseglike bewys dat dit U is wat die natuur beheer. Dat dit U is wat die wind laat waai. Waar hy vandaan kom, weet ons nie. En waar hy heen gaan, weet ons ook nie. En daarom wil ons ook U loof en prys, want so is U Gees ook in ons, onverwags. As ons sien, is daar verandering. Ons vra ook dat U ook dan, waar nodig is, Here, in ons harte sal inwaai. Die onsuiverhede sal skoonmaak, Here, dat ons tot eer en verheerliking van U naam U sal loof en prys, sal juig in die Here. Here, ons, soos ons gesing het, moet ons erken dat ons vol sonde is, nietig is voor U aangesig, U grootheid, U almag. En vra ons dan U Here dat U ons skuld sal vergewe. En ons wil U ook daarin loof en prys dat U dit reeds gedoen het, ons Here Jesus, deur vir ons skuld aan die kruis met die dood te betaal. En dat U ook vir ons die ewige dood oorwin het. Ja Here, soos ons ook hierdie week van ons lidmate hartseer moes afskeid neem, maar met die wete dat die dood hier op aarde nie die laaste sê het nie. Here, daarom vra ons dat U ook met elkeen sal wees wat hartseer is, wat siek is, alleen is. En Here, daar vandag 'n lang lys. En ons gaan net hulle name aan U opdra, Here. Ansie en Elisa Huystek met die afsterwe van Ansie se broer, Hester Liebenberg en Anne-Marie van der Walt, wat 'n susterskind op 24-jarige ouderdom aan die dood afgestaan het. Amanda Snyman, wat 'n groot oogoperasie gehad het, Kathleen Jansen, wat die 16de operasie moet ondergaan. Tarina wat tuis aansterk, al is daar nog pyn en ongemak, vra ons dat U haar ook sal seën en sal sterk. Ons dink aan Sampie Myntjies, Here, wat môre uit Grote Skuur ontslaan gaan word, en eers weer huis toe moet kom, en dan op 'n later stadium weer deur die dokters gevra sal word om terug te gaan Kaap toe. En ons bid, Here, dat dit spoedig sal gebeur, dat hy ook die lang afwagtende operasie kan ondergaan. Marna wat tuis aansterk, ook vanoggend in die kerk is. Rita van Rouwendaal wat steeds behandeling kry. Orgnodee wat 'n kardioloog moet gaan sien. En ook sy vrou Mayra se kleinseun wat 'n operasie ondergaan het om 'n klier te verwyder. Here, ook Roos se susterskind wat terminaal aan pankreas en longkanker is. Here, dan staan soveel meer waarvan ons nie eers weet nie. Soveel meer wat ons dalk van vergeet het.
Soveel meer, Here, dra ons hulle almal en onsself aan U op. Vader, ons vra dat U ons kinders en kleinkinders sal seën. Ja, hulle en die studente wat hierdie week weer met hulle klasse begin, waar hulle ook moet voorberei vir die lewe. Vir die lewe, die wêreld daar buite wat soms wreed kan wees. Maar dat U hulle elkeen sal vashou met U liefde. Hulle sal omvou met U genade. Ja, Here, ons bid dan vir die kerk. Nie net ons gemeente nie, maar U kerk, Here, regdeur en reg oor die wêreld. Ons bid vir ons land. Ons bid vir vrede in die wêreld. Ons bid vir genade. Here, ons bid dit nie omdat ons dit verdien of ons dit uit ons eie krag kan doen nie, maar ons loof U daarvoor in die naam van ons koning, Here Jesus Christus. Amen. Ons luister vanoggend na die woord van die Here, Psalm 42 en Psalm 43, 'n eenheid wat saamgeskryf is. Mense sal nou maar wonder, hoekom het die finale auteurs dit dan van mekaar geskei? Die antwoord is, ons weet nie altyd regtig hoekom nie. Dis maar soos dit in die ou tyd ook opgeteken is. Psalm 42, die baie bekende psalm wat ons ook vanoggend mee ons inleiding begin het met lied 163. Vers 1. Vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. Soos 'n wilsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied, van Hermonberg, van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en U waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk en ek sal selfs in die nag 'n lied vir hom sing. 'n Gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak teen 'n goddelose bende, red my van vals en misdadige mense. Net U is my skuiling, my God. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Stuur U lig en U waarheid, dat die my lei en my bring na U heilige woning, heilige berg, na U woning. Laat my ingang na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Voor ons na die prediking luister, sing ons ook uit hierdie psalms 42, 1 vers 1, 43, 3 vers 3 en dan ook 42, 3 vers 5. Die eerste deel van vers 1, die baie bekende, soos 'n hert in dorre streke,
Skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skree my siel na U, o God. En ook die eerste deel van vers 5, die wonderlike van die verlossing, maar die dag kom uit die donker, en die nag het ook sy lig. In my twyfel hou ek, Here, steeds my oog op U gerig. Psalms 42 en 43, dan neem ons weer ons plekke in. Geliefde broer, suster en kind, maak mens die koerante oop, skakel die televisie aan, kyk mens na die wêreld om ons, sien mens die ellende van die sonde baie duidelik raak. Oorloë wat uitbreek en wat oënskynlik ook nie ophou nie. Rampe wat wêreldwyd plaasvind. Droogtes, hongersnood, vloede, aardbewings, rukwinde wat ons dan ook vandag beleef. En dan is daar ook baie kere mensgemaakte rampe. Ook soos die tragiese geval wat ons hier in George gehad het met die gebou wat ineengestort het. Maar ook op geestelike vlak wil dit voorkom asof daar wêreldwyd krisisse is. Want bykans reg oor die wêreld lyk dit of die
Christendom aan die kwyn is. En daaroor mag ons nie verbaas wees nie, want in die woord van die Here word ons gewaarsku dat die anti-kris en sy mag die gelowiges en die kerk van die Here sal aanval en sal probeer uitwis. So sien ons in die meeste van die hoofstroomkerke 'n afname in getalle. Met die in diepte ondersoek waarmee die kerkraad besig is na die welstand van ons eie gemeente, is dit dan ook 'n sekere mate in ons gemeente waarneembaar. En dalk is dit goed dat ons die realiteit raak sien. Want baie kere neem ons dinge as vanselfsprekend aan. Ons het mos 'n kerk gebou, ons het mos 'n dominee. Ons het dit en ons het dat. En dan moet ek ook sê, geliefdes, en ek moet dit erken dat wanneer mense na hierdie dinge kyk, dit my ontstel. En dan baie duidelik ook die kerkraad met vergaderings ontstel. En dan wonder mense baie kere met respek gesê, waar is die Here? Ons werk dan so hard en daar is ook maar net soveel ure in 'n dag, maar dit lyk nie of daar iets gebeur nie. Waar lê die fout? Dit lyk so of baie mense maar so ongeërg deur die lewe gaan. Hoekom laat die Here dit toe? Kyk ons na onsself, ons kry nie ouderlinge en diakens nie. En dalk moet ons môre vir almal briewe uitstuur en dan al die broers as ouderlinge en al die susters as diakens voorhou ter approbasie. Wat wel positief is dat ons gemiddelde erediens bywoning, die vorige skyfie gou Ruth, net weer daar die groen, dat dit daarom weer na Covid weer begin optel. En dan ook weer die volgende skyfie dat ons gemiddelde ouderdom van die gemeentelede dat ons jonger word. Dat die lidmaat ouderdom afneem. Ons sal dus dan nou nie meer vir te lank die verskoning kan gebruik dat ek te oud is om vir die Here te werk nie. Uit Psalm 42 en 43 wil dit verder voorkom dat daar toereeds 'n groter verlange na die wêreld was as na God. Want selfs die koorleier van die Koragiete was in vertwyfeling. Ons het gehoor hoe hy met die vraag worstel en hy vra, wanneer kan ek gaan en voor die Here verskyn? Waar is jou God? Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Ter agtergrond moet ons onthou dat die afstammelinge van Korag, hy was 'n kleinseun van Levi, saam met Datam en Abiram teen Moses en daarom ook teen God in opstand gekom het, omdat hulle van mening was dat Moses en Aaron hulle self bo die gemeente van die Here verhef het. Ons lees ook in Numeri 16 dat die Here die aarde laat oopskeur het en vir Datan en Abiram met sy hele familie en ook vir Korag ingesluk het. Ons weet egter dat Korag se seuns nie saam met Korag, Datan en Abiram gesterf het nie. Ons lees dit in Numeri 26. As straf vir Korag se verraad, kon sy kinders, die Koragiete, net as deurwagters, drempelwagters, drempeldiens by die tempel doen, maar nie in die tempel self nie. 'n Ander groep van die Koragiete was weer soldate in Dawid se weermag. En dan was daar 'n laaste groep van die Koragiete wat bekend was as musikante en musiekverwerkings wat hulle vir die tempel van die Here gedoen het. Tog ten spyte daarvan dat hulle soldate, deurwagte en musikante was, het hulle 'n hartstoglike begeerte gehad om binne in die tempel van die Here, in die teenwoordigheid van die Here diens te doen. Daarom ook ons fokusgedeelte 42 vers 2 en 3. Soos 'n wilsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God.
My siel dors na die lewende God. En dan ook vers 3, 'n antwoord wat die psalmdigter hier kry. Hy sê, stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en bring my na u heilige berg, na u woning. En wanneer ons dit nou probeer saamvat, geliefdes, dan sê ons vir mekaar, wanneer daar vertwyfeling is, bid in vertwyfeling die woorde, stuur u lig en u waarheid. Geliefdes, die psalmdigter gebruik hierdie wonderlike beeld van 'n wildsbok wat dors is, om sy verlange na die Here te beskryf. Soos 'n dier in die woestyn na 'n stroom water smag, so smag hy na God, die lewende God. En hy het 'n begeerte om saam met ander gelowiges in die teenwoordigheid van die Here te wees. Tog kan mens hoor, mens kan dit ervaar selfs, dat hy moedeloos is. So asof hy nie by die Here kan uitkom nie. Heel waarskynlik omdat hy deur sy vyande en teestanders in die Jordaan, daar waarvandaan af hy skryf, verhoed is om God in die tempel te gaan aanbid. En weer eens gebruik die koorbegeleier beeldspraak van water. Hierdie keer die begeerte om die Here te ontmoet. Hy is dors. Hy dors na die lewende water. Na God self. Tog enkele verse later, weer die beeld van water, tog nie die oorvloedige water van Psalm 1 of die ruswater van Psalm 23 nie. As ware traanwater van bekommernis, stormwater van onrus wat om hom slaan en hom bedreig om hom te oorweldig. Storms, soos wat ons daar buite hoor, wat hom laat twyfel. Tog in sy twyfel is daar 'n opregte en 'n intense verlange na die Here. En dis juis hierdie grootheid van God wat ons op die buitekant hoor, hierdie ondenkbare en onvoorspelbare werklikheid van God, wat vir die koorleier van die Koragiete, dit is waarvan hy bewus geraak het. Maar geliefdes, hy is nie net bewus van die grootheid van God en die almag nie. Hy het ook 'n in diepte begeerte, ten diepste, om intiem by God, by die tempel te wees. Ons moet onthou dat dit anders as vandag was. Hulle moes die Here verkieslik in die tempel gaan aanbid het. En sy verlange na God is so sterk, soos die van 'n wildsbok, wat in 'n dorre droogte na water smag. 'n Aangrypende beeld wat die skrywer gebruik, en dis 'n afbeelding daarvan. En dan wil ek in dieselfde asem vra, of sê, ek weet nie wie van julle al die gekerm van 'n skaap of 'n bok of 'n dier gehoor het wat besig is om van die dors om te kom, te vergaan. Vra vir enige boer 'n hartverskeurende kermgeluid. Daar's 'n besef dat letterlik die lewe op die spel is. In die dorre droë land wag daar sonder water 'n wrede en 'n ongenaakbare dood. En met so 'n verterende dors vergelyk die digter sy intense en smagtende verlange na die Here. Soos die diepste besef van die wildsbok wat te midde van die versengende hitte en droogte en sterwensuur kerm skreeu na water. So dors is hierdie digter, hierdie psalmdigter na God. Na die lewende God. Want ons weet, dit is net God alleen wat ons dors kan les en ons siel se verlange kan versadig. Ons weet nie hoekom nie, maar om een of ander rede voel dit vir hierdie digter of God nie daar is waar hy self is, die digter is nie. Hy ervaar die afwesigheid van die Here, die stilswye van die almagtige God.
En so erg beleef die musiekleier dit, dat hy dag en nag in trane is. In sy worsteling en twyfel bevraagteken hy self die Here. Hy vra die vraag, daarom ook die vraag wat die vyand 2 keer aan hom vra: waar is jou God nou? En dit is juis hierdie situasie wat hom in vertwyfeling bring, en dit laat hom die vraag by hom opkom wat hy aan homself vra 3 keer. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Ja, geliefdes, deur sy trane smag hy na die magtige en troostvolle teenwoordigheid van God. En hy weet dat daar net by God rus te vind is. En 3 keer verklaar hy: ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Hoekom? Want 3 keer verklaar hy ook: vertrou op God. Vertrou op die Here. Daarom ek die vraag vandag vir elkeen van ons, aan jou en my: hoe lyk ons verlange na ons Here? Is daar 'n verlange na hom? Verlang ek en jy daarna om as gemeente saam die Here te aanbid, te loof en te prys? Geliefdes, ons vra dit vir mekaar, want as ons na vandag se lewe reg rondom ons kyk, lyk dit vir ons so dikwels of die meeste mense sonder die bewustheid van God lewe. So asof God nie werklik is nie. Ons vra die vraag 'n bietjie anders: is ek en jy darm bewus van die Here? Weet ek en jy dat hy ewig is? Soos ons ook 'n paar weke gelede ook met mekaar oor die ewige lewe gepraat het. Weet jy dit? Ons vra dit, geliefdes, want ons behoort, soos ons in Prediker 3 vers 11 lees, te weet dat God aan die mens die besef van ewigheid gegee het. Selfs al kan ons dit nie altyd ten volle verstaan of begryp nie. Is daar 'n heimwee in my en jou hart vir die Here? Dalk is heimwee nie die regte woord nie, want heimwee laat ons mos na iets verlang wat ver van ons af is, wat weg is. Tog is ons Here nie ver van ons af nie, maar naby aan ons. Hy is so naby aan ons dat hy deur sy Gees, die Heilige Gees, in ons woon. Gaan lees gerus 2 Timoteus 1 en Jakobus 4. Ja, geliefdes, al kan mens hierdie nabyheid van die Here probeer verdoesel of dit self probeer ontken, is die mens deur die Here geskape om in ons harte 'n diep onderliggende heimwee na God te hê. Maar dan verwonder mens, en is dit snaaks dat die mens na die sin van die lewe, na die ewigheid, na die waarheid, na die liefde hinker, maar die hinkering na God baie keer onderdruk. Dit is tog God en God alleen wat werklik sin en betekenis aan ons lewens gee, of ons dit wil besef of nie. En daarom beleef mense onrus in jou hart, totdat jy rus en vrede in God vind. Maar daar moet 'n hongerte daartoe wees, 'n dors na God, 'n voortdurende heimwee in die hart na ons Here. En daarom mag ons nie van hierdie leë hongerte en dors wegvlug of dit met allerlei aardse maniere probeer bevredig nie. Maar as jy vra hoe en waar les ons dan ons dors en versadig ons siele. Geliefdes, alleen in die eenheid en in die gemeenskap met God self. Net daar, by hom, vind ons rus vir die siel en vreugde en vrede in die hart.
En dan sit ons maar iets wat nog vir ons wag. Nee, geliefdes, dit is nie maar net iets wat in die toekoms wag nie. Dit is reeds nou hier op die aarde moontlik om met God gemeenskap te ervaar en om met hom te verkeer, om jou siel en my siel met die vreugde wat daar net by God is te vind, ons dors te les en ons te versadig. En daarom is dit nodig dat ons stil raak voor die Here, sodat ons na hierdie intense verlange van ons na die Here bewus kan word. Dit klink verskriklik, maar ons moet as ware ons self aan die Heilige Gees blootstel, sodat ons, al verstaan ons dit nie altyd nie, bewus kan raak dat ons in Jesus Christus, deur hom alleen, tot God, die God van lewende water, aan ons Skepper verbind is. Daarom mag ek en jy nie in vertwyfeling bly lê nie. Al voel dit soms vir ons soos die Koragiet in Psalm 42:10 vers 10 vra, waarom het u my, waarom het u ons vergeet? Het jy al so gevoel, geliefde? Ek moet erken dat wanneer mens weer na die statistieke kyk, vandag en 7 jaar terug, het ek ook al gewonder, wat het gebeur? Het daar werklik niks verander nie? Moet ons maar altyd stroom opvaar waar dit voorkom of ons deur onstuimige waters gaan en dat dit ons dalk gaan wegspoel? En kyk mens menslik na hierdie dinge, kan dit inderdaad lyk of die Here ver kan wees en of hy ons verlaat het. Maar geliefdes, God dank die genade met die volgende vraag. Die vraag, waarom het u my vergeet? Met die vraag, waarom het u my vergeet, vind die koorleier deur die krag van die Heilige Gees om nie net aan die waarom vraag aan God te stel nie, maar ook aan homself. Waarom? Waarom is ek in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Ek. Waarom ek? Ja, geliefdes, ons mag nie vir God in die beskuldigingsbank plaas nie. Dit is ons wat daarin is. Ons wat maar keer op keer altyd weer tot ongeloof en vertwyfeling geneig is. Sien nie, ons is geneig daartoe. En dat ons dan ook baie maklik oor dit kerm en oor dat kla. En dit, terwyl ons die woord met al die wonderlike beloftes van ons Here in ons hand het, of dit nou 'n fisiese boek is, Bybel is, of dit op jou foon of jou tablet is. Ook die belofte van ons Here Jesus Christus dat ons nooit alleen sal wees nie. Daarom kan ons nie sê, waarom het u my verlaat nie? Want hy het self voor sy hemelvaart gesê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Matteus 28. Ook sy beloftes in Johannes 14 verse 18 en 26. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Vers 26. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die verdere genade is dat ons ook die nuwe verbond het in Jesus Christus. Ons weet dat ons Here Jesus vir ons gesterf het. Al ons sondes op hom geneem het. Ons weet ook dat hy die ewige dood oorwin het. Finaal. En die wêreld ook oorwin het. Ons weet dat ons Here Jesus Christus na ons sal terugkeer om alles nuut te maak. En daarom moet die waarom vraag by ons verander en die vraagteken 'n uitroepteken word. Ook daarom, en juis daarom kan ons vertroue in die Here vind. Psalmdigter het ook geweet, in Psalm 42 vers 6 en 12, ook in 43 vers 5 sê hy, dis 'n uitroepteken, vertrou op God.
Vertrou op die Here. Geliefdes, dalk het dit tyd geword dat ons meer tyd moet spandeer om ons in ons Here te verlustig, hom te vertrou, ons harte en ons geestesoog op hom te rig, om te loof en te prys vir die redding wat ons reeds in Jesus Christus ontvang het. Wanneer dit donker om ons raak, wanneer die vyand van die wêreld ons met sy duisternis wil omvou, ja, wanneer ek en jy twyfel of in vertwyfeling is, wanneer die golwe van die lewe om ons slaan en bruis en raas, mag ons elkeen dors na die Here en ook vir hom vra. Red ons, Here, stuur u lig en u waarheid, dat die lig en die waarheid, my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof by die lier, o God, my God. Want geliefdes, dit is wat geloof is, vertrou op God. En dan die wonderlike uitroep, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hoekom? Want hy is my helper, hy is my God. Hou daaraan vas, geliefdes, want dit is geloof, om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hou vas aan die Here, glo in hom, nou tot in alle ewigheid. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ja Here, ons moet erken dat daar so baie dinge in ons lewe gebeur, wat ons aandag van U aftrek, wat ons oë op die wêreld rig en dat ons dan so baie kere in vertwyfeling raak, oor dinge wonder waaroor ons glad nie eers ons gedagtes moet oorkwel nie. Here, ons vra ook baie keer, waar is U? Hoekom het U ons gelos? Maar dankie Here dat ons kan bely, U is hier. U is in ons, met ons, by ons, om ons. U is hier. U is nie weg nie, Here. Daarom wil ons U loof en prys in ons koning se naam, Jesus Christus alleen. Amen. Ons sluit af met lied 957 verse 3, 4 en 5, vers 4. En geen honger, dors of hitte sal hul ooit weer smart laat ly. En die lam is die verkwikking, sodat hul in God se heil verbly en met trane afgevee hul aan hom die eer sal gee. Lied 975, dan ontvang ons die seën van die Here. Ek gaan tog vir Susan vra dat sy net vir ons weer die melodie speel voor ons die 3, 4 en 5 sing.
Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Geliefdes, het 'n paar afkondigings voor ons gaan koffie en tee drink. Koffie of tee, julle is welkom om al twee te drink. Daar's 3: koffie, tee en rooibos. Die program vir die week is daar in die Soutkorrel. Julle het hom almal gekry en gelees, glo ek. Die meelewing, blydskap en siekes het ons hanteer in die gebed. Ons liefdesgawes is so daar aangeteken op die bord en julle SnapScan kodes. Ek wil net gou teruggaan na die meelewing en siekes. Aansien ons het daar by ons vergadering vooraf van die kerkraad se kant af ons meelewing betuig. Ek wil graag vra dat die gemeente ook rukkie sal opstaan sodat ons ook vir jou kan sê, julle moet sterk staan, julle troos lê in die Here. Al is daar vertwyfeling, soos ons ook gehoor het, ek sal weer tot die Here 'n nuwe lied sing. Hy is my God. Kom ons staan net 'n oomblik op, net uit meelewing, dan kan ons aangaan. Baie dankie. Die ander nuus is almal daar. Die kerkblad is weer beskikbaar. Ek dink daar lê 'n paar nog by jou wat nog nie afgehaal is nie. In die kantoor? OK, het hulle gevat. Verjaarsdag, Ben Foster, ek het jou nie gesien vanoggend nie, behalwe as ek verkeerd gekyk het. Hy is nie hier nie. Maar in sy afwesigheid baie geluk met die 80-jarige verjaarsdag ook vandag. En almal wat hierdie week verjaar, seën, vreugde en vrede vir julle toegebid. Kom ons gaan huis toe, geliefdes, met Lied 263 verse 1 en 3. U goeie herder wat ons lei, u bring ons by die waters. Laat u kudde veilig wy, ver weg van bose haters, en dit wat daarop volg. Verse 1 en 3, 263. Seënwense.